Hallo en dankie dat jy vandag saam luister. Ek hoop jy het asem in jou longe en 'n sagte oop hart vir dit wat God vandag vir jou wil sê. Mag jy vandag die teenwoordigheid van God ervaar in elke ontmoeting, taak en elke oomblik van rus. Die Vader, Seun en Heilige Gees seën jou van nou af tot in ewigheid. Ek wil hê jy moet regtig nou 'n oomblik vat om rustig te word en jou aandag hier te vestig op hierdie boodskap. Wees nou hier. En dan wil ek jou vra, span gou vir 'n oomblik jou verbeelding in. Verbeel gou jy staan op die punt van jou, op die berg van jou lewe en jy kyk so in die afgrond in en dit is op daai oomblik van seer kry, van daai besef in jou lewe dat jy nou regtig op die punt van die berg is van jou lewe. En jy kyk so af in die afgrond in en jy besef, wow, kyk hoe ver af is dit so hoog en jy kry daai gevoel wat so deur jou lyf gaan, daai gevoel soos asof 'n spook deur jou loop. En jy besef, hier is jy nou, wat gaan jy doen? Wat gebeur nou? In daardie gevoel en in daardie oomblik. Gaan jy nou jou goed pak? Jy is een van daardie mense wat net wil vlug en gaan alles in daardie ou kleine ou tassie pas, alles van wie jy is en wat jy is. En jy voel so vreesbevange, so doodbang en al wat jy wil doen is jy wil net vlug. Of is jy een van daardie mense wat verlam raak in jou situasie en jy vries eintlik en al wat jy doen is jy lewe uiteindelik jou lewe leweloos. Jy is 'n lopende lijk. Of is jy een van daardie mense wat beklei met almal rondom jou en met jouself, soveel so dat jy in ongesonde gewoontes verval. Dit is wat ons noem die veg of vlug of vries reaksie, wat so aktief eintlik in ons breine ingeprogrammeer is. En dit lê nie net in volwassenes wat al baie slegte dinge in hulle lewens beleef en gesien en gesukkel het nie. Dit gebeur met almal van ons, met kinders, met tieners en met ou mense. Nou, ek het hierdie week 'n skrywe gelees oor vrees, wat die volgende gesê het. Vrees is nie net iets wat jy voel nie. Vrees is iets wat jou letterlik skuif. Dis iets wat vir jou fluister en sê, jy is nie veilig nie. Dis iets wat jou laat pak, wat jou laat vlug wanneer dit nodig is, wat jou laat bly, wat jou laat vries en wat jou laat veg. Dit beteken, dit is die grootste storm wat hier rondom jou woed in jou lewe en dit is nie noodwendig dit wat op die see gebeur rondom jou nie, maar eintlik dit wat binne in jou gebeur. Die neurowetenskap wys ook vir ons uit dat ons breine so bedraad is vir oorlewing. Die brein is soos 'n wagter wat altyd vra, is ek veilig? Kan ek beheer? Is dit myne? So hierdie week het ons ook so ietsie beleef. Daar het nogal baie groot dinge in die nuus gebeur. En ek wil nie vandag eintlik enige politiese uitsprake maak nie, want hierdie temas lê eintlik so naby aan ons lywe, dat daar so baie is eintlik om te sê, en dat mens nogal daaroor kan stry. Maar dit jaag ons vrees aan, dit maak ons bang wanneer ons hierdie goeie sien. En ek dink daarom is dit nodig, omdat dit so naby aan ons lywe is, om iets daaroor te sê. Nou die laaste tyd het ons beleef hoe vrees in ons land mense gemaak het, dat hulle uit daai vrees wat in hulle breine gebeur, hulle tasse gepak het, alles van wie hulle is, agtergelos het, alles wat hulle geken het, en hulle self gekry het in hierdie doodse onsekerheid, dat hulle self by 'n vliegtuig gekry het, as vlugtelinge, en na die VSA toe gevlieg het. 'n groep van 59 mense kry binne 3 maande hulle vlugtelingstatus in die VSA. En ons weet ook, hierdie is nie die enigste mense wat al oor tyd die land verlaat het nie. Duisende mense sit in ander lande. So daar staan hierdie week nou ons eie landse president, langs president Donald Trump,
van die FSA. En Trump spreek toe hier die volgende woorde: daar's 'n volksmoord op Afrikaners in Suid-Afrika. Daar die doodsbevange vrees wat in ons harte lewe. En dit was 'n ongelooflike oomblik wat amper onwerklik gevoel het. Het dit nou regtig gebeur? Nou vandag gaan ons nie antwoorde probeer soek vir dit wat gebeur het hierdie week nie, maar eintlik net vir mekaar sê, ons hoor mekaar se vrees. Ons voel dit almal op so baie vlakke van ons lewe en aan ons lywe. En hierdie is dieselfde vrees wat ons eie ore besig is om te fluister, jy is nie veilig nie. Vandag lees ons uit Matteus 25 vers 14 tot 13, wat deel is van 5 gelykenisse wat Jesus vir sy disippels vertel het, 2 dae voor sy kruisiging. 5 gelykenisse wat iets wil sê oor die koninkryk van God, en wat Jesus wil hê, moet agterbly en bybly, by sy disippels, wanneer hy weg is. Jesus vertel hierdie gelykenisse, 5 stories, genoeg stories, vir sy disippels wat hulle gaan rig en lei in hulle toekomstige bediening, waar hulle die lewende Christus tot en met die uithoeke van die wêreld gaan verkondig. Want hierdie is die storie wat almal moet hoor, en wat ons vandag in hierdie preek weer opnuut moet hoor. Dit is die goeie nuus. Dit is 'n storie van hoop. So gaan lees asseblief vandag die volledige storie as jy tyd het, wat Jesus vertel van 3 slawe in Matteus 25 vers 14 tot en met vers 30. En ons hoor vandag nou net gedeeltes van hierdie storie, so as jy tyd het, sal dit goed wees om dit te lees. En hierdie storie gaan so, want dit is net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 talent, wat die naam vir sekere muntstukke was, gegee, en vir 'n ander het hy 2 talent vir nog 'n ander, en het hy 1 gegee vir daardie persoon, en vir elkeen tot hulle vermoëns. En daarop het hy toe nou vertrek, en onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het, en daarmee gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so het die man met die 2 wins gaan maak. Maar die man wat net 1 ontvang het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld weggesteek, en toe hy terugkom daardie geld net so weer vir hom teruggegee. Nou die 2 slawe wat wins gemaak het, was geweldig geprys, en hulle eienaar het vir hulle gesê, kom deel in my vreugde. Maar die 3de slaaf, die slaaf wat vandag belangrik is om te onthou, hy wat vir sy eienaars gesê het, ek is bang. Vrees het ook in sy oor gefluister, en sy eienaar het geantwoord met hierdie harde woorde. Gooi die nuttelose slaaf in die duisternis in, daar buite. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Nou ja, hier moet ons eerlik met mekaar wees, dat baie het al oor tyd probeer om hierdie gedeelte wat so hard gesê word, sagter te maak. Maar dit bly 'n ongemaklike ding om te hoor, en dit is veronderstel om so te wees. Jesus het as prins die storie vertel om 'n skokkende teologiese punt te maak, deur hierdie storie te vertel. In die konteks van die 1ste eeu na Christus in daardie tyd, maak hierdie storie glad nie sin nie. Aan hierdie slawe word 'n verskriklike groot getal geld toevertrou. 1 talent is gelykstaande aan 20 jaar se daglone. In Jesus se tyd sou 'n slaaf nie self hierdie tipe van geld kon belê het nie. Hy sou nie vryheid of regte gehad het om te doen wat hy graag wou doen nie. Inteendeel, die eienaar sou hoogs bewus daarvan gewees het as daar beleggings gemaak was, want hy self sou die beleggings of die aankopes moes gaan maak het. As die 3de slaaf sy geld begrawe het, was dit nie vreemd in daardie tyd nie. Dit was 'n baie normale en veilige roep gewees vir daardie slaaf om die eienaar se geld te begrawe het. Maar tog in Jesus se verhaal, wanneer hy dit vertel, word die slaaf wat in daardie historiese konteks eintlik reg opgetree het, hard
aangespreek dat hy dit gedoen het, soos wat hy dit gedoen het. Maar wat as Jesus opsetlik die spanning verhoog? Wat as hy die gehoor wil skok met die storie wat hy vertel? Want vrees wat lei tot passiwiteit is nie onskadelik nie. Dit is gevaarlik. Dis die begin van 'n geloof wat nie meer leef nie. En Jesus se punt is nie dat jy moet bang wees vir God nie. Dit wat hy vir ons wil sê en vir die mense van daardie tyd wil sê is dat vrees jou kan steel van die vreugde waarvoor jy gemaak is. Want onthou, die ander twee se slawe wat ons so die heeltyd hoor, mooi so, goeie goed wat jy doen, jy's 'n goeie dienskneg en 'n getroue dienskneg, kom in en kom deel in my vreugde. Die sterk punt wat Jesus wil beklemtoon, is om te sê dat sy koninkryk nie vir later is nie, dis reeds hier. Wat jy nou doen met jou gawes, wys of jy reg leef vir die wêreld wat kom. Moenie jou kop in die grond gaan druk en jou talente wat jy gekry het wegsteek nie. Jy moet woeker met jou talente. Jy is 'n rentmeester van 'n geskenk in die lewe wat God vir jou gegee het. In die konteks van Matteus is dit dieselfde terwyl die Israeliete moedeloos voel en eintlik wag dat Jesus weer kom. As ons kyk na die boek van Matteus en as ons nou so 'n bietjie uitzoom van die historiese konteks van dit daar waar Jesus die storie vertel het en waar Matteus dit skryf vir 'n gehoor. En hierdie moedelose mense het net agteroor gesit en gewag vir Christus om weer te kom. En dan sê Matteus vir hulle, julle moet wakker skrik en nie fokus op dit wat eendag gaan wees nie, maar wat doen jy met dit wat God vir jou gegee het in die koninkryk van hier en nou? Die koninkryk wag nie net vir later nie, dis reeds hier. So wat jy nou doen, wys of jy reg leef vir die wêreld wat kom. Rentmeesterskap is nie uiteindelik 'n ekonomiese konsep soos wat dit in die oog aflyk as ons hierdie teks lees nie. Dis liturgies, dis 'n storie, dis so bedoel en dit is Romeine 12 wat sê, gee julleself as lewende en heilige offers aan God. Ek het elke ledemaat van die liggaam nodig. Nou in die Grieks gebruik Paulus om 'n lewende offer te beskryf, logike latreia, wat beteken logiese aanbidding. Dit beteken dit is iets wat jou denke en verstaan verander. Soos die neurowetenskap wys dat ons bedraad is vir oorlewing en die gevaar van vrees wat ons skuif, is dit nie wat ons waarlik lewe gee nie. Die neurowetenskap praat van neurodharma, 'n reverse engineering, dat ons breine kan herbedraad vir 'n lewe van dankbaarheid en hoop, en dat ons breine dit verkies en beter met hoop funksioneer, 'n lewe wat met ons gawes aanbid. En wanneer ons kan herbedraad, dan lewe ons wakker, logies wakker, emosioneel wakker, sintuiglik wakker en vol betekenis. Dan besef jy, elke asem is genade. En as jy dit verstaan, dan word jy 'n offer, sonder dat dit vir jou soos 'n opoffering voel. Dan wil jy gee, wil jy dien, wil jy leef vir iets groter as jouself. So besef vandag, die stories wat jy hoor en wat jy vertel, maak regtig saak. Jesus vertel 5 gelykenisse, 5 stories, genoeg stories vir die disippels, sodat hulle genoeg het om oor en oor vir hulle self te vertel, wanneer Jesus weg is, om hulle te herinner. Want hierdie storie van Jesus, dit is wat 'n mens maak beweeg, wat ons kan maak sê, ek sien kans vir die storms, vir hierdie lewe, want ek is nie alleen nie. Jesus is saam met my in die storms, hy is in my boot. En dit is hierdie stories wat die disippels se harte herbedraad om 'n lewende liggaam van Christus op hierdie aarde te wees. Die voorbeeld van hoop, van genade, van die uitbarstende liefde van God. So vandag, vra jouself, is ek die derde slaaf? Die een wat sê vir sy eienaar en vir die Heer, ek is bang. En
As dit is, dalk is geloof dan uiteindelik om vandag dalk net te sê, ek weet nie hoe nie, ek weet nie wanneer nie, maar ek is aan boord vir hierdie lewe. Al is ek bang, al is die golwe hoog, ek is in, count me in. Want geloof is nie die afwesigheid van storms nie, nee? Geloof is om te weet wie is in jou boot. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, ons bring ons vrese na U, die storms binne en buite. Dankie dat U in ons boot is, selfs wanneer ons nie weet hoe ons gaan uitkom nie. Leer ons om wakker te leef, nie in vrees nie, maar in vertroue, om ons talente nie te begrawe nie, maar om dit met vreugde te gebruik vir U koninkryk. Ons sê vandag, ek is bang, maar ek is in. Ek weet nie hoe nie, maar ek vertrou U. Amen. Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord.